3. Okay, daar is hy. Beroemde sielkundige het eendag 'n lesing gegee oor geestesgesondheid. En na die lesing toe vra een van die mense wat toe nou bygewoon het, wat se raad sal hy as 'n sielkundige gee vir iemand wat besig is om 'n ineenstorting te kry, en die persoon voel hy kan nie verder so lewe nie en dinge het nou maar net te veel geword. Nou, normaal sou almal seker nou verwag het dat hy sou gesê het dat so 'n persoon na 'n sielkundige toe moet gaan. Maar tot almal se verbasing, toe antwoord hy en sê, gaan na die onderdorp. Jy weet in die ou dae het jy mos nou maar gepraat van die onderdorp. Daar waar die armes is, en gaan soek iemand wat nood het, en doen iets om daai persoon te help. Nou wanneer jy iemand help wat in nood verkeer, ek weet nie van jou nie, maar ek vergeet van my probleme. En jy raak bewus dat jou probleme eintlik regtig nie so groot is nie. Daar's altyd iemand wat 'n groter uitdaging as jy het. Ek voel baie lekker as ek iemand kan help, en ek is dankbaar as ek nou wil ek die Engelse woord gebruik, means het, om iemand mee te kan help en te kan bless. En is dit nie lekker om die dankbaarheid op daai persoon se gesig te sien, wat jy besig is om te help nie. Nou die teks waaruit my boodskap kom vanoggend is Matteus 5 vers 7. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Weet jy dat God die seën wat goed is vir ander? Nou jy kry ook sommer 'n dubbele seën, want jy voel ook nou sommer goed in die proses. Nie waar nie? Nou vanoggend se boodskap, soos jy seker nou al afgelei het, gaan oor barmhartigheid. Kom ons kyk so 'n bietjie na die woord barmhartigheid. As ons die HAT woordeboek gebruik, dit verduidelik die woord barmhartigheid as medelydend, met meegevoel, sag, en om iemand met barmhartigheid te behandel. En dan vir my man in Engels is die woord merciful, forgiving, lenient, gracious, clement, charitable, compassionate and piteous. Met ander woorde, barmhartigheid is God se warm, liefdevolle hart vir sondaarmense in aksie. Dis ons wat dit in aksie moet bring. Het jy al 'n klippie in die water gegooi? Ek praat nou nie van so gooi laat hy hop nie. Ek praat van net so laat val. Hy maak ons ploep, en dan maak hy sulke sirkeltjies, en dan kring dit al hoe wyer uit. Nou, 'n Hollandse teoloog het gesê dat ons barmhartigheid kan sien as die sirkels wat die klippie op die water maak. Ons kan die eerste sirkel vergelyk om mekaar te waardeer. Om respek te hê vir ander. Dit beteken net eenvoudig om hulle te waardeer. Hulle waarde, hulle opinies, as ook hulle gevoelens. Nou jy erken hulle uniekheid. Nou, onthou, ons is nie almal dieselfde nie. Ja, ons is almal kinders van God wat hier teenwoordig is. Maar ons is nie dieselfde nie. Ek dink, dit sou vervelig gewees het as almal soos ek gelyk het en gedink het en gepraat het. Dit sou net nie uitgewerk het nie. Daaroor moet jy mense met bedagsaamheid en hoflikheid hanteer. Jy moet aandagtig luister as mense praat. Wees vriendelik en liefdevol. Die woord sê in Filippense 4 vers 5, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Nou klein kindertjies,
sal nie sommer na 'n nors persoon toe gaan en met hom praat nie. Want uiteraard weet hulle nou nie of hulle afgejak gaan word of nie. Maar vriendelike mense trek ander mense. Dis soos 'n uitnodiging. Kom praat met my. Ek is beskikbaar. Wat ons by vriendelikheid moet voeg, is dan wanneer so 'n persoon wel met jou kom praat, om regtig aandagtig te luister. Jy weet, ons luister gewoonlik en die gedagtes hardloop en jy wil al klaar reg wees om 'n antwoord te gee of te reageer. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie keer met mense gesels en dan skielik, jy kan sien daai persoon se oë kyk nie meer vir jou nie, dit dwaal af en dan praat hulle skielik oor iets anders of hulle begin sommer met iemand anders gesels terwyl jy nog in die helfte van jou sin is. Nou duidelik was die persoon nie geïnteresseerd in die gesprek nie. Wanneer laas het jy net rustig gesit en luister na iemand? Ek bedoel regtig geluister na wat iemand vir jou sê. Nou oké, hier praat ek nou nie, Johan het ons beskuldig vanoggend hier van vrouens wat skinder, maar ek praat nie van 'n lekker sappige skinderstorie nie, want dan luister almal aandagtig in elk geval. Ek praat van wanneer iemand met 'n probleem na jou toe kom. Nou 'n navorser het beweer dat slegs 25%, so dis 'n kwart, van wat ons hoor, kan ons onthou. Maar, ek dink hoe ouer jy word, hoe minder word daai persentasie. En ek is nie seker van my onthou persentasie nie, en ek dink ook nie ek wil weet nie. Want Philip sê kort, ek vergeet alles. Ons 'n verskil om te kan hoor en om te kan luister. Luister is eintlik 'n vaardigheid. Dis iets wat jy kan aanleer. Daar's dinge wat jou egter kan verhinder om regtig te luister. En dit is jou eie vooroordeele. Jy maak al klaar jou mind op as daai persoon na jou toe kom. Ag nee, nie alweer sy nie. Luister is 'n baie belangrike vaardigheid wanneer ons met mense wil deel en hulle help met hulle probleme. Volgens Heidi Malan, ook 'n sielkundige, kan ons die meeste probleme vergelyk met 'n ei. Nou wil ek Engels praat. Jy weet hoe lyk 'n ei? Hy het sulke laagies om, jy skil so een vir een af. Nou deur te luister, kan jy iemand help om elke een van daai ou laagies af te skil en by die kern van die probleem uit te kom. Nou dit kan selfs die persoon help om self sy eie probleme op te los, net deur te sit en luister. Soos die lewe nou maar is, kry jy soms onbeskofte mense wat jou nie met respek behandel nie. Hoe nou gemaak? Hoe waardeer ek hierdie persoon wat my sonder respek behandel? Gaan ek daai selfde houding vir hulle teruggee, want dis menslik, ons wil dit doen. Maar dit is waar respek vir jouself 'n baie belangrike rol speel. Om jouself te respekteer beteken dan eenvoudig om jouself te waardeer. Dit beteken om lief te wees vir jouself en vir jouself om te gee. Ek gaan dit nou kwalifiseer voor almal nou dalk snaaks dink. Jy mag lief wees vir jouself en jou waarde in Christus erken. Ek praat dus nie van 'n selfsugtige, selfgesentreerde liefde nie, maar wie jy in Christus is. Nou, een van die oorsake van eensaamheid en depressie is volgens baie mense 'n gebrek aan liefde en aanvaarding van jouself. Om ander mense met respek te behandel, ongeag hoe hulle jou behandel, is hoe jy Jesus se liefde gaan reflekteer.
Daar selfs 'n gebod tot eie liefde. Ek sal dit ook kwalifiseer nou. Maar onthou, daar staan eerstens, wees lief vir jou naaste, en dan tweedens, soos wat jy vir jouself lief is. Nie andersom nie. Nou dit kry 'n mens net reg, as jy respek vir jouself het. Amen. Om jouself lief te hê, is om onvoorwaardelike liefde van God met jou hele hart te aanvaar, en om jouself te sien soos wat hy jou sien, en om bly te wees, en in vrede te wees soos hy jou geskep het. 'n uitverkorene, 'n koninklike, heilig en spesiaal, soos dit geskryf is in 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Hierdie is 'n gesonde selfliefde, en dit is nie gebaseer op wat jy reg of verkeerd doen nie, maar wie jy in God is, as sy kind. Wanneer jy nie weet wie jy in Christus is nie, is jy nie in staat om jouself te sien en of lief te hê, soos wat hy doen nie, of om jou ware self te wees nie. Wees lief vir jouself en aanvaar jouself vir wie en wat jy in Christus is, sodat jy ander kan help. Mense wat nog nie geleer het om hulle self te aanvaar en om met hulle self klaar te kom nie, dit is vir hulle baie, baie moeilik om ander te aanvaar en met hulle oor die weg te kom. Onthou die tweede gebod volgens Markus 12:31, moet jy jou naaste lief hê soos jouself. Dan kom ons by die tweede rimpel, ons het nou met die eerste een gepraat, en die tweede ene is om regtig vir mekaar om te gee. Met ander woorde, om dit te geniet, om vir ander om te gee, om mekaar se laste te dra, soos dit geskryf is in Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste en gee op hierdie manier uitvoering aan die wet van Christus. Nou Paulus praat hier van die mense, ons geloofsgenote, wat deur een of ander sonde oorval word, of dit nou persoonlik is, onsedelik, onreinheid, losbandigheid, noem dit wat jy wil. Paulus se opdrag aan ons is om met groot versigtigheid en in liefde en sagmoedigheid as deel van vrug van die Gees betrokke te raak by so iemand en die persoon reg te help. Maar jy moet let op jouself, dat jy nie ook in sonde val nie. Hoe dra ons mekaar se laste? Maklik, in liefde. As jy lief is vir iemand, kan jy nie toekyk hoe daai persoon in sonde verval en daarin bly nie. Liefde roep jou of dwing jou om soveel om te gee, dat ons bereid sal wees om met sagmoedigheid iemand wat in een of ander sonde geval het reg te help, en so die las van iemand te help dra, wat gebuk gaan onder die uitdagings van versoekings. Nou hierdie is 'n opdrag, want Paulus sê in Galasiërs 6 vers 1, broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat die Gees het, so iemand in gees van sagmoedigheid reg help, maar let op jouself, dat jy nie ook versoek word nie. Nou die eerste sirkel was om mekaar te waardeer, en die tweede was om vir mekaar om te gee, wat ons dan by die derde sirkel bring. En dit is om mekaar vry te spreek. Nou kyk, hierdie een is nie 'n filletjie nie. Is 'n perd van 'n ander kleur. Dit kan nogal baie moeilik wees om mekaar te vergewe. Ek praat van regtig vergewe. Nou daar's baie verse in die woord oor vergifnis, en ek gaan net so na 'n paar van hulle kyk. Spreuke 17 vers 9. Wie 'n oortreding bedek, soek liefde,
Maar hy wat 'n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar. Ai mense, hoekom wil ons altyd iemand anders in 'n slegte lig stel? As jy niks goed het om oor iemand te sê nie, bly liewer stil. Is dit miskien om jou beter oor jouself te laat voel? Nou dit is waar ons kom by selfaanvaarding, soos wat Christus jou sien. Ons moet altyd in liefde optree, want liefde bedek alles. Dis vir daai persoon om self sy oortredinge te bely. Nou volgens Spreuke 28:13, dis nou weer die ander een, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Nou hierdie twee verskil van mekaar, Spreuke 17 vers 9 en Spreuke 28. 17 vers 9 is wanneer iemand na jou toe kom en bely, hoorie, ek het hierdie ding aangevang, help my, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie. En jy gaan dit definitief nie vir almal vertel nie. Waar Spreuke 28:13 is waar die persoon wat die oortreding begaan het, dit nie bely nie. So ons moet daai twee verse in die regte konteks sien. Ek en jy, ons moet gereed wees om daardie persoon te ondersteun, want volgens Jakobus 5:16 moet ons mekaar se misdade aan mekaar, ons moet ons misdade aan mekaar bely en vir mekaar bid, sodat ons almal gesond kan word. Matteus 6:14. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Nou, die Bybel vertel ons moet vergewe sonder enige voorwaardes, selfs as iemand nie berou het nie. Nou, indien ons weier om te vergewe, wys dit dat ons die persoon nog kwaadlik neem, dat daar nog bitterheid en woede in ons is. Nou, al hierdie dinge is tekens wat nie by 'n kind van die Here hoort nie. In die Here se gebed vra ons God om ons sondes te vergewe, net soos ons die wat teen ons gesondig het, vergewe. Kolossense 3:13. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Nou wanneer jy iemand vergewe, moet jy nie weer daaroor praat nie. Nou, sommige mense het 'n geheue soos 'n olifant, dis verseker. Elke keer wanneer daar een of ander argument opkom, en sê nou maar tussen jou en jou man of jou en jou vrou, jy gaan al daai gebeure van toepassiteit en jy stof hulle af en jy even polish hulle so 'n bietjie. En dan noem jy hulle so een na die ander op asof dit nou net gebeur het. Het jy dan nie vir liefie vergewe nie? Ek vra maar net. Jesus het ons oortredinge vergewe en hy dink nooit weer daaraan nie. Lukas 6:37 en julle moenie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nooit veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Nou, ek het al baie gewonder oor Galasiërs 6:1 en Lukas 7:30, wat sê julle moenie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie en dan sal julle nie veroordeel word nie. Waar Paulus dan in Galasiërs 6:1 sê hy die volgende: broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat die Gees het, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp, terwyl jy op jouself let. Nou Jesus het nie hier bedoel dat ons nooit medegelowiges moet reghelp nie. Dit gaan meer daaroor dat die mense in die tyd van Jesus, die Fariseërs, het hulle so vroom gehou dat hulle neergekyk het op ander. So dit beteken nie dat ons nie mekaar moet reghelp as kinders van die Here nie.
maar in liefde. Dit moet in liefde geskied. So hoe moet ons dan met die medegelowiges teregwys? 1, ons moet eers na onsself kyk. Miskien doen jy iets erger as daai persoon. 2, altyd uit 'n sagmoedige gees. 3, altyd die ander persoon menswaardig behandel. 4, nie die persoon se publieke beeld probeer skaad nie. Jy weet, as iemand jou in sy vertroue neem, en later hoor jy daai persoon praat daaroor, ek weet, daai persoon gaan jou nooit weer vertrou nie. Ten spyte van alles, moet jy daai persoon nog steeds aanvaar, foute en al. Want God aanvaar ons onvoorwaardelik. Laat ons dan mekaar net so onvoorwaardelik aanvaar. Matteus 18:22, toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 maal nie, maar 70 maal 7. Spreek vry en julle sal vry gespreek word. Nou daar's 'n film, Stars in My Crown. Nou in hierdie film word daar edelmetaal op 'n boer se plaas gevind en hy word onder druk geplaas om sy plaas toe nou te verkoop. Maar hierdie boer skop vas en hy weier want hy wil nie sy plaas verkoop nie, alhoewel die mense in die omgewing wil nie meer vir 'n antwoord aanvaar nie. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen sodat die boer verwyder kan word. Hulle het self sy skuur afgebrand en skote op sy huis gevuur. Ten einde laaste word die boer gedreig dat hy opgehang gaan word, indien hy nie sou instem tot die verkoop van die plaas nie. Die plaaslike dominee hoor van die boer se krisis en gaan doen huisbesoek. Teen sonsondergang die volgende aand het die mense by die plaasopstal opgedaag om hulle dreigement uit te voer, om hom op te hang. Die plaasboer staan toe op sy voorstoep, geklee in sy beste klere, en hy sê ek is gereed om te sterf. Hy het die vorige dag vir die dominee gevra om sy testament vir hom op te stel, en hy wil dit graag laat voorlees, voordat hulle hom gaan ophang. Die dominee het die testament begin voorlees, en die mense het besef dat die boer alles aan hulle bemaak het. Hy het die plaas aan die bankier gegee, sy geweer aan die persoon waarmee hy sy eerste jagtog meegemaak het, sy visstok bemaak hy aan 'n ander persoon. Die boer het alles aan die mense wat bereid was om hom dood te maak, uitgedeel. Daardie aand het die boer die mense aangeraak met liefde en sagmoedigheid. Die impak was onbeskryflik. Om goedheid en guns midde in 'n vyhandigheid te aanskou, is merkwaardig. Een vir een het hulle omgedraai en weggegaan. Nou die dominee se kleinseun het so eentjie daarvan af gestaan en hierdie gebeure dopgehou. En terwyl die mense van die plaas wegry, hardloop hy na sy oupa toe en hy vra die volgende: What kind of a will was that, granddaddy? Will is die testament. Waarop die dominee antwoord: That, my son, was the will of God. Dit bring ons dan by die laaste sirkel, die 4de een. Eerste was om mekaar te waardeer, die tweede vir mekaar om te gee, en die derde om mekaar te vergewe en vry te spreek, en die 4de een, moenie wag vir 'n ander om iets te doen nie. Nou, Roger Darlington vergelyk die mens met 'n potlood. Jy is tot groot dinge in staat, mits jy die hand wat jou vashou, toelaat om jou te beheer. Nou, soms gaan jy pynlike slyps of skerpmaak sessies ervaar, maar dit gaan jou 'n beter potlood maak.
Alles wat jy doen, gaan 'n merk laat, of jy nou 'n fout maak of nie. Maar wat belangrik is dit wat binne in jou is. Ons hulp moet prakties en daadwerklik wees, nie net woorde en leebeloftes nie. Dit help nie jy praat oor liefde, maar jy het nie werklik empatie nie. Jy weet die leviete en die priesters in die Bybelse tyd het so baie daaroor gepraat, maar hulle het dit nooit bewys nie. Egte liefde gaan oor in dade. Maak self die verskil. Staan soos Jesus eerste op en kniel en was voete. Doen wat jou hand vind om te doen in barmhartigheid. Wat het jy in jou hande? Samson het 'n donkie se kakebeen gehad, wat 'n wapen tot oorwinning geword het. Dawid het 'n slingervel in een klip gehad en hy het 'n reus verslaan. Die weduwee van Sarefat het 'n handvol meel en 'n bietjie olie gehad en dit het die hele gesin onderhou tydens die droogte. 'n Jong seun het 5 brode en 2 visse gehad en dit het duisende gevoed. Wat is in jou hand? Miskien is dit jou hande om iemand vas te hou wat alleen voel, of om iets reg te maak wat stikkend is. Miskien is dit jou werk, die plek waar jy elke dag 'n verskil kan maak deur integriteit, deernis en getrouheid. Miskien is dit jou storie, 'n lewenspad vol seer en oorwinning waarmee jy ander kan bemoedig. Miskien is dit jou motor, 'n eenvoudige manier om iemand te vervoer wat nie self kan ry nie. Miskien is dit jou stilte, 'n plek van gebed waar jy namens ander intree wanneer hulle nie kan nie. Wat dit ook al is, dit hoef nie groot te wees nie. Dit hoef net beskikbaar te wees. Nou kom ek som alles weer op. Ons kan die eerste sirkel vergelyk om mekaar te waardeer. Die tweede sirkel om vir mekaar om te gee. Met ander woorde, om dit te geniet om vir ander om te gee en mekaar se laste te dra. Die derde sirkel is om mekaar te vergewe en vry te spreek. Ons moet altyd in liefde optree. Vierdens, moenie wag vir ander om iets te doen nie. Jy is tot groot dinge in staat, mits jy die hand wat jou vashou, toelaat om jou te beheer, die hand van Jesus. Soms sal jy pynlike slypsessies ervaar, maar dit gaan jou beter potlood maak. Alles wat jy doen, gaan 'n merk laat, al maak jy foute. Maar wat belangrik is dit wat binne in jou is. Met ander woorde, as jy Jesus in jou hart het, sal Jesus se karakter deurskyn. Wat het jy in jou hand? En onthou, doen wat jou hand vind om te doen, en doen dit met mag, asof jy dit vir Jesus doen, en nie vir die mense nie. Amen. Pastoor Jaco gaan nou oor na die nagmaal, en daarna gaan ons die laaste lied sing, en dan die offerhande bring. Met tafel die Heer